Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel, die integriteit triomfeer oor persoonlike verlies. Ons lees in Daniël 1 vers 6 en 7. En onder hulle was die kinders van Juda, Daniël, Hanania, Misael en Asaria. Maar die owerstes van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Beltsassar genoem, en Hanania Sadrag, en Misael Mesach, en Asaria Abednego. Jy kan nie altyd persoonlike verlies voorkom nie, maar jy kan daarop reageer op maniere wat God verheerlik. Dit was 'n stil 7 Oktober 2023 in Israel, en skielik, sonder waarskuwing, het 3000 Hamas-lede Israel binnengeval met so gewelddadige en haatlike gedrag soos die wêreld nie gesien het van die Tweede Wêreldoorlog toe die Nazi's die Jode probeer uitroei het nie. In een dag is 1300 Israelies vermoor, ontvoer en die mees afgryslikste dinge is hulle aangedoen. Binne minute het dit letsels op lewens en grond gelaat wat in sommige gevalle nooit sal genees nie, omdat dit opgeskryf word in geskiedenisboeke, maar ook omdat dit die mens persoonlik geraak het. Sulke katastrofiese gebeure herinner ons aan hoe moeilik dit kan wees om persoonlike verlies te hanteer. Daniël, Hanania, Misael en Asaria het persoonlike verlies verstaan. Miskien in ons dag kan slegs diegene wat as krygsgevangenes of as vlugtinge voor 'n oorlogse verwoesting vlug, hierdie diep gevoel van verlies ervaar, wat hierdie 4 vriende moes ervaar. Dan besef ons skielik, wat beteken dit om afgesny te word van familie, vriende, vaderland, dit alles wat jy geken het. En dan waardeer ons weer dit wat ons vanselfsprekend ervaar. Hierdie vriende se verlies het selfs hul eie name ingesluit. Toe hulle gevange geneem is, het elkeen van hulle 'n Hebreëse naam gehad, wat sy godsvrugtige opvoeding weerspieël het. Maar in oënskynlike poging om daardie invloed te verwyder, het die Babiloniërs die heidense gode Bel of Akku, dis nou Bel is Baal of Akku, verhef deur die 4 vriende se name te verander om hierdie gode te vereer. Daniël, wat beteken God is my regter, is verander na Beltsassar, wat beteken Bel voorsien of die prins van Bel. Hanania, die Here is genadig, is verander na Sadrag, onder die bevel van Akku. Misael, wat beteken wie is wat die Here is, na Mesach, wie is wat Akku is. Asaria, die Here is my helper, na Abednego, die dienaar van Nebo, die seun van Baal. Daniël en sy vriende kon nie hul verlies voorkom nie. Hulle kon God vertrou en weier dat daardie verlies tot wanhoop of kompromie lei. Dit is 'n voorbeeld wat jy kan volg wanneer jy verlies in die gesig staar. Wil jy nie vandag die Here vra vir wysheid om jou verlies deur sy liefdevolle oë te sien en dat sy genade jou sal verander om gepas te reageer. Bid vir diegene wat jy ken wat onlangs verlies gely het, sodat die Here ook hulle steunpilaar kan wees. Groet u tot volgende keer. Totsiens.